So, as julle nou, ons gaan nou met mikro begin, dit is hierso bladsy 18 in die elektroniese dokument. So hierso sal u sien dat as ons nou kyk na die opsies, soos ek gister genoem het, en ek gaan maar dit aanbied asof ek nou nie gister 'n sessie gehad het nie, want anders gaan ek heeltyd verwys na wat ek gister ook gesê het, so verskoon maar as ek dit so gaan doen. Vraag 5, en hierdie tipe vrae wil ek weer eens net vir u noem dat julle as leerders mooi moet gaan kyk wat was die vorige langvrae wat gevra was. Julle onderwysers sal ook 'n deeglike analise gedoen het met wat al van tevore gevra was. So in 2025, dis nou hierdie jaar in die Mei-Junie vraestel was hier die langvraag wat gevra was die korttermyn ewigsposisies in 'n volmaakte mark. En dan het hulle ook gevra met behulp van 3 aparte grafieke. So hou asseblief in gedagte dat hulle wel hierdie met die 3 grafieke gaan vra, en dan gaan ons nou kyk na hoe sou julle dit beantwoord, want onthou nou, dit val weg as 'n lang vraag, maar dit kan wel voorkom in afdeling B. So hou dit asseblief in gedagte, hierdie enetjie val dan nou weg as 'n lang vraag, en dan ook November 2024, sal julle sien dat November was die lang vraag oligopolie. Ondersoek in detail die oligopolie markstruktuur. Dit was in die September as 'n medium vraagie gevra, so dit is belangrik om dit in gedagte te hou, dat dit wel daar gevra kan word. So ja, dan gaan ons kyk na, en dan dis ook goed om te gaan kyk na wat was gevra as addisionele vrae, wat natuurlik dan nou 10 punte tel, 5 maal 2, 2 punte vir elke feit, 5 feite, om dan nou by jou 10 punte uit te kom. Dan in 2024 Mei bespreek in detail die oorsake van markmislukking. Dit is, as ek nou reg onthou, dit is onderwerp 7, so dit word dan nou uit daardie onderwerp gevra. Dan was ook spesifiek gevra as addisioneel, wat is die impak van minimumpryse in die ekonomie? Dan 2023 het ons gekyk na kontrasteer in detail markstrukture van monopolistiese mededinging met 'n oligopolie. So hier moes jy dit vergelyk met mekaar. Ek wil wel noem, dit gebeur gereeld. Maak asseblief seker of hulle verwys na 'n monopolie, wat dan nou die enkele produsent is in die mark, of 'n monopolistiese mededinger, wat natuurlik 'n heel ander markstruktuur is. So lees asseblief mooi en maak seker na watter markstruktuur hulle verwys. Hoe kan samespanning die ekonomie negatief beïnvloed? En hulle verwys dan nou na die oligopolie waar samespanning kan plaasvind. Dan by 2023 ondersoek kenmerke van 'n monopolie in detail, en dit is nou waar jy as leerder moet gaan kyk na wat was al in die verlede gevra, en so kan jy gaan seker maak en 'n bietjie meer detail gaan bymekaar maak om om te gaan uitvind en te gaan kyk watter langvraag hierdie jaar gevra kan word. Dan het ons ook hierso weer eens die met behulp van nou afsonderlike grafieke bespreek die korttermyn ewigsposisies. Hulle verwys weer na die volmaakte mark. So dit was 2 keer in die laaste 3 jaar gevra, net dat julle weet. Goed. Hier was weer 'n oligopolie in 2022. In 2021 was dit staatsingryping, wat ook hierdie jaar gevra is in September. Onthou, dit is slegs Junie en Mei, en November 2024
se langvrae wat uitgekanselleer kan word. September en Junie, dit wat jou onderwysers of die distrik opgestel het, dit is nog steeds deel van jou lysie van langvrae vir November. So hou dit in gedagte. So kom ons kyk na van hoe ons hierdie sal beantwoord en onthou, ek gaan hierdie een spesifiek deur net om basies te gaan kyk na hoe ons dit sou teken. Want as indien dit van ons vereis word in byvoorbeeld die in afdeling B spesifiek. Dit kan nou byvoorbeeld gevra word waar hulle vir jou so 'n grafiek kan gee en hulle los die opskrif byvoorbeeld uit. Hulle kan ook vir jou sekere vrae van die grafiek vra. So, kom ons gaan kyk. So ek gaan 'n paar tegniese goedjies verduidelik wat hierdie spesifieke grafieke behels, sodat ons dit akkuraat kan teken en seker is van wat is die stappe wat gevolg word en waarvoor kry ons punte indien ons hierdie vraag sou kry. So as julle hier kan sien, net so klein bietjie groter maak. As julle daar kyk, dit is dan die volmaakte mark. Ons sien dit dadelik is 'n volmaakte mark. Onthou, hulle mag dalk die opskrifie nie bysit nie, soos hier. En dan gaan hulle vir jou vra, identifiseer die tipe markstruktuur byvoorbeeld, deur te kyk na die grafiek. Jy sien dat dit 'n volmaakte mark is, want daar is 'n volmaak elastiese vraagkurwe. Hierdie vraagkurwe is ook die gemiddelde inkomste as ook die marginale inkomste as byskrifte. So hou dit asseblief in gedagte. Hierdie kurwe het 3 byskrifte. Dan het ons en dit is maar iets wat ek gebruik en ek het dit geleer by ander onderwysers. So hierdie teken van die marginale kurwe, marginale koste is soos 'n Nike teken. En ek sê sommer dadelik, wanneer jy dit begin teken, moet jy natuurlik jou vertikale en jou horisontale asse teken. Jy gee dit 'n waarde. Hou dit baie maklik indien jy dit moet teken. Hou dit eenvoudig. Of wanneer dit gevra word, kyk asseblief mooi na die waardes wat vir jou gegee word op die vertikale en horisontale as. So, die marginale koste word dan as 'n dit lyk soos 'n regmerkie, soos 'n Nike teken, Nike vir Mikey, en dan jou gemiddelde koste is 'n U-vormige kurwe. Jy moet ook, om dit akkuraat te teken, moet die laagste punt van jou gemiddelde koste kurwe deur jou marginale koste kurwe gaan. Dan is die belangrike punt wat jy moet identifiseer, punt E, en dit is waar marginale koste gelyk aan marginale inkomste is. Dit is dan nou punt E, wat die winsmaksimeringspunt is op hierdie grafiek. So, dit beteken, dit is jou marginale inkomste wat jy verdien, is dan nou sê net maar R10 byvoorbeeld, en die gemiddelde koste is dan waar jou die hoeveelheid wat hierdie markstruktuur gaan produseer is 100 eenhede. Dit is hoeveelheid, dit is die byskrif wat jy moet byvoeg, as ook koste en inkomste waar ons ook prys gewoonlik het. So, hierdie punt van jou winsmaksimeringspunt word dan nou verleng na jou hoeveelheid as. Dit beteken, dit is die hoeveelheid uitset wat hierdie industrie of firma gaan produseer. So, vir elke produk wat hier verkoop word, maak hulle R10. Dit kos vir hulle wel R8 om hierdie produk te produseer. So die verskil tussen hierdie twee is dan nou
R2 op een produk. So dit maak net seker wat is die spesifieke vraag. En hier kan jy sien, dit is ekonomiese wins. Dit is die geld wat jy maak op 'n produk. Hierdie is die geld wat is die koste en die verskil tussen hierdie twee gedeeltes is jou ekonomiese wins. So dan sien die ander firmas natuurlik dat jy 'n wins maak en nou begin hulle deel raak van jou mark. Soos julle weet, in 'n volmaakte mark is dit baie maklik om in en uit die mark te beweeg. Veral wanneer hulle sien jy maak wins. So hierso sê hulle dan, ekonomiese wins is die wins wat addisioneel tot die normale wins gemaak word wanneer gemiddelde inkomste groter is as gemiddelde koste. So daar is jou 2 punte, onthou weer eens jou kolpunte, jou bullets wat jy moet maak sodat die merker kan sien waarna jy verwys en onthou die maklikste is om te verwys na die grafiek sodat jy hoef nie oorspronklike inligting te gebruik nie. So hou dit asseblief in gedagte. Die firma produseer by punt E, soos ek gesê het, en dit is waar marginale inkomste gelyk is aan marginale koste. Dit is dan ook jou winsmaksimeringspunt. Teen E word 100 eenhede teen R10 vervaardig. By punt E is GI groter as GK, daarom kan ons sê dat daar ekonomiese wins gemaak word. By punt E is GI groter as GK. Die firma maak 'n ekonomiese wins. Soos ek vroeër gesê het, wanneer hulle vir jou byvoorbeeld totale inkomste vra, is dit R10 mal 100 eenhede. Daarom gebruik ons R1000 hierso. So dit is ons totale inkomste. Ons totale koste is hierso word afgelei van ons gemiddelde kostekurwe. Dit is dan 8 mal 100 wat vir jou 800 gaan gee. 1000 minus 800 gee vir jou dan R200. Dit is jou totale wins. So daar is verskillende maniere om dit te bereken. Maak asseblief seker dat jy alle berekeninge toon spesifiek tot die vraag. So wanneer ons daarso kyk, weet ons nou, ons het 4 punte wat toegeken word aan die grafiek, die winsmaksimeringspunt of hier word indien jy die ekonomiese wins aandui, gaan jy 'n punt kry vir jou spesifieke kurwes, jou waardes op jou asse en ook jou byskrifte. So 4 is 'n maksimum. Hier word dit getoon kostekromme, inkomstekromme, as ook aanduiding van ekonomiese wins, benoeming van jou asse, kry jou by 4 punte. Hierso glo ek jy gaan slegs 1 punt kry vir beide byskrifte vir jou vertikale en horisontale as. So hier tel ek nou 5, dan moet eintlik mos nou 4 wees. Ek glo daar een van hierdie val weg. Dan as ons oorbeweeg na ons ekonomiese verlies, ek gaan dit net so klein bietjie skuif. En soos ek vroeër genoem het, wees spesifiek en dui vir die merker aan met watter tipe wins jy besig is, dat wanneer jy dit bespreek, dit maklik geïdentifiseer word. So ek gaan eers verwys na die grafiek. Hierso weer val een van hierdie benoeming van die asse weg, so dit beteken daar slegs 1 punt vir jou koste en inkomste en hoeveelheid. 1 punt vir dit, jou 1 punt vir deur die feit dat jy ekonomiese verlies aangedui het, en dan jou inkomste en jou kostekurwes wat vir jou 4 punte gee. Dan, soos ons vroeër gesien het, wanneer jy begin
om dit te teken byvoorbeeld, sal jy begin met jou vertikale en horisontale as. Jy gaan baie eenvoudige waardes gebruik vir jou asse. Soos byvoorbeeld hier kan jy sien dis slegs R12 en R10. Maak dit vir jou maklik om 'n berekening te doen met jou waardes. Dis nou as jy dit self moet teken, daar word weer nog steeds 100 eenhede geproduseer, dis jou uitset. Nou die verskil hier, maar kom ons begin eers by die basiese goed. So, jy het weer eens jou volmaak elastiese vraagkurwe, wat vraag, gemiddelde inkomste en jou marginale inkomste aandui. Dan het jy jou marginale kostekurwe, jou naaitjie vir maatjie, wat dan jou winsmaksimeringspunt by punt E aandui. Die laaste kurwe wat jy sou byvoeg is jou gemiddelde kostekurwe. En onthou, jy werk slegs met die waardes of die winsmaksimeringspuntlyn. Jy skuif glad nie van hierdie lyn af nie. So, in hierdie geval maak ons 'n inkomste of marginale inkomste van R10. Dit kos vir jou R12 om hierdie hoeveelheid nou te produseer. Onthou, daar is nou firmas wat in die mark ingekom het wat jou wins nou gaan affekteer. So hier kan jy sien dat jou gemiddelde koste hoër is as jou marginale en jou gemiddelde inkomste. So dit beteken 1 eenheid is daar 'n R2 verlies, want 10 minus 12 gee vir jou minus 2. Daarom kan ons sien dat daar 'n ekonomiese verlies gemaak word. So, ekonomiese verlies vind plaas wanneer totale koste groter is as die totale inkomste, wanneer gemiddelde inkomste laer is as gemiddelde koste. So, dit is hier waar jy daarna verwys, gemiddelde inkomste is ook op hierdie kurwe. Die firma produseer by punt E, dit is jou winsmaksimeringspunt, so jy gaan dit verleng tot by jou hoeveelheid, en dit is baie belangrik om hierdie punte ook aan te dui op jou grafiek. Teen E word 100 eenhede teen R10 geproduseer. By punt E is GI R10 minder as GK. Soos ek genoem het, jou gemiddelde inkomste is laer as jou gemiddelde koste. So ons is nou in 'n bietjie in die moeilikheid. So, die firma maak 'n ekonomiese verlies van R200. So dit is 'n minus 200. En ek gaan nou vir julle wys hoe ons daarby uitkom. Ons gaan sê 10 maal 100, en dit is ons totale inkomste, minus ons gemiddelde koste hierso, wat R12 is. So nou kos dit vir ons meer om hierdie produk te produseer. So 12 maal 100 is 1200, en ons weet, as ons geld minder is as wat ons inkry, as wat ons spandeer, dan is ons in die moeilikheid. So R1000 minus 1200 is 'n minus R200. So hierdie is jou totale, dit is jou basies jou verlies. Dan, wanneer hulle byvoorbeeld vra wat is die op 'n individuele produk, dan sal jy eenvoudig net sê R10 minus R12 is 'n negatief 2. So nou op slegs een produk maak ons 'n verlies van R2. Daarom is dit 'n minus 2. As ons nou aandui, so ek wil 4 punte vir die byskrifte en jou kurwes, so maak seker dit is eintlik baie maklike punte wat jy hierso kan verdien. Ek wil eintlik dit vir jou baie maklik maak. Die basis van hierdie grafiek bly dieselfde van elke tipe wins of verlies. Die kurwe wat hier gaan skuif is jou gemiddelde kostekurwe. Die res van die kurwes bly dieselfde.
So as jy dit in gedagte hou, maak dit vir jou baie makliker om wanneer jy dit oefen of wanneer jy dit moet teken. So, dit is die tweede tipe. Dan het ons normale wins. So hierso is nou wanneer ons basies gelyk breek. Dit beteken die geld wat ons ontvang en wat ons spandeer is dieselfde. Ons reël bly dieselfde hierso en ek sien hierso kom ons dan nou by 4 punte uit. So hierso kyk ons nou na normale wins. En nou, soos ek gesê het, ons het ons vertikale en horisontale as en byskrifte vir 1 punt. Ons het die waarde hierso bygevoeg wat nou R10 is en dit is jou vraag, gemiddelde inkomste en jou marginale inkomste. En dan het ons natuurlik ons Nike vir Maatjie wat ons winsmaksimeringspunt vasstel, wat punt E is. En dan laastens voeg ons gemiddelde U-vormige kurwe by wat ons gemiddelde koste kurwe is. So, as ons dit nou moet gaan bereken en bespreek, sien ons nou dat ons gemiddelde inkomste is R10, so is R1000, so 10 maal 100 gee vir jou 1000. En jou gemiddelde koste, want dit is waar dit jou winsmaksimeringspunt sny. En dit vorm basies 'n raaklyn hierso op jou gemiddelde inkomste en marginale inkomste. So die koste is ook 'n 10 maal 100 eenhede wat ook 1000 is. En daar kan jy sien 1000 minus 1000 gee vir jou 0. So dit is die afleiding is dan nou basies dat daar geen winste gemaak word nie en wat dus bekend staan as normale wins. Soos ek gesê het hierso, normale wins is die minimum verdienste wat nodig is om te verhoed dat die entrepreneur die bedryf verlaat. Dit beteken daar word nog steeds kostes gedek, maar jy maak geen addisionele wins nie. Normale wins word gemaak wanneer totale inkomste gelyk is aan totale koste, soos ons hierso aangedui het. Wanneer gemiddelde inkomste gelyk is aan gemiddelde koste. So die firma produseer by punt E, soos ek sê, MI is gelyk aan MK, dis marginale inkomste is gelyk aan marginale koste. Dit word ook jou winsmaksimeringspunt genoem. Baie gewilde vraag vanaf 'n grafiek. Goed, dit is dan ons gedeelte, ons hoofdeel, wat dan nou totaal van 26 punte moet wees, hou dit in gedagte. So jy moet gaan kyk, jou grafieke kry jou by 12 punte, en dan moet jy addisionele 14 punte gaan bespreek onder jou opskrifte van jou tipes winste, om jou by 26 punte te kry. Hier moet ons dan 'n addisionele gedeelte nog byvoeg. Ons is nie ingelig oor wat is die addisionele tipe vrae nie. Dus is daar nie 'n antwoord hier nie. En ons sluit dan af met die slot, spesifiek hierso, wat verwys na die hoofgedeelte van jou lang vraag. En hier verwys hulle nou so besighede onder volmaakte mededinging. Dit is nou industrieë soos landbou of die aandelemark. Want soos julle weet, is 'n volmaakte mededinger het 'n unieke of homogene produk. Kan slegs normale wins op die langtermyn realiseer as gevolg van die aantal ondernemings wat die mark betree om te deel in die winste wat op die korttermyn gemaak word. So op die korttermyn kan hierdie volmaakte mededinger kan ekonomiese wins maak, ekonomiese verlies, maar oor die langtermyn, soos jou besighede in die mark inbeweeg of uit die mark beweeg, is dit iets wat jou by normale wins kry.
Dan as ons nou gaan kyk na die ondersoek, die oligopolie as 'n markstruktuur, ons begin met inleiding, skryf asseblief die woord neer en dan moet jy begin met 'n volsin waar jy die definisie van 'n oligopolie gaan bespreek en hier weet ons nou oligopolie beteken 'n paar. 'n Oligopolie bestaan wanneer 'n klein aantal groot firmas die aanbod kan beïnvloed van 'n produk of diens in die mark. Dit is dan 'n voorbeeld soos ons selfoonmaatskappye in ons land, Telkom en MTN, Vodacom, of ons kommersiële banke is ook 'n voorbeeld van 'n oligopolie mark. Dan as ons aanbeweeg en ons begin met ons hoofdeel, dit is soos ek ook al genoem het, hierso sal jy sien, omdat hulle vir jou gevra het in die vorige langvraag om daardie tipes wins te bespreek, gee hulle nie vir jou punte nie. In hierdie geval van die oligopolie, gee hulle wel vir jou 'n punt vir die subopskrif. So, ek sou aanbeveel, jy skryf dit apart, jy kan dit self sommer onderstreep, en dan is jy gereed om verder te bespreek. So, hierso kan jy nou sien, daar is min verkopers wat die mark oorheers wat mededinging beperk. In 'n oligopoliemark is die mededingers ook besig om mekaar dop te hou, en om seker te maak dat wanneer een van die maatskappye 'n verandering maak in hulle kom ons sê bemarking, sal hulle ook wil reageer op dit om hulle kliënte te behou. Dan het ons aard van die produk. Hier gaan ons nou kyk na die tipe produk en watter eienskappe dit het. So produkte kan homogeen wees, dit beteken identies, of gedifferensieerd wees. Dit beteken daar is klein verskille in die produk. As die produkte homogeen is, word die mark as suiwer oligopolie beskou. Wanneer die produkte gedifferensieer word, word die mark as gedifferensieerde oligopolie beskou. So dit moet jy ook in gedagte hou, en dit is dan nou ook iets wat die spesifieke maatskappye tot hul voordeel sal gebruik om hul kliënte, om potensiële kliënte te lok of hulle bestaande kliënte te behou. Dan as ons kyk na marktoetrede, enkelpunt daarso vir die opskrif, as jy sien, jou onderwysers het dit onmoontlik maak hulle 'n regmerkie met 'n sirkeltjie om. Dit beteken maar net, dit is spesifiek vir 'n opskrif, of jy sal dit sien by 'n voorbeeld wat genoem word. So hierso weet ons, soos ons gesê het, 'n oligopolie mark is waar 'n paar maatskappye betrokke is, en hulle sê dan hierso toetrede tot 'n oligopolie mark is nie maklik nie weens die bestaan van hindernisse. Nou, hierdie hindernisse is byvoorbeeld die koste om hierdie mark toe te tree. Hierso noem hulle ook soos handelsmerk loyaliteit en skaalvoordele. So, baie mense, as mens nou dink aan sekere handelsmerke, is daar mense wat sal bly by 'n sekere handelsmerk, omdat hulle kom ons sê, al jare lank hierdie maatskappy se dienste gebruik. Die laaste enetjie onder marktoetrede, baie oligopolistiese nywerhede het hoë oprigtingskoste. As jy nou dink hoe duur dit kan wees om 'n bank of 'n selfoonmaatskappy op die been te bring, dit gaan nie klein geld wees nie, en daarom is dit moeilik om toe te tree. Hulle sê, hulle kan selfs die mark blokkeer, of dit net baie moeilik maak om in hierdie of hierdie mark te betree. Dan het ons markinligting. Inligting is onvolledig en onthou, ons is nou hierso besig met die onvolmaakte mark. So hou dit heeltyd in gedagte. Monopolie, oligopolie en monopolistiese mededinging val almal onder 'n onvolmaakte markstruktuur. En daarom weet ons dat in spesifieke
spesifieke scenario's soos hier by markinligting, het die verbruiker nie al die inligting nie, want dit word weerhou van hulle. Inligting is onvolledig aangesien verbruikers en produsente nie volledige inligting oor heersende marktoestande het nie. Dan die gebrek aan die inligting kan onsekerheid en irrasionele besluitneming in die mark veroorsaak. Ons weet ook dat in 'n oligopoliemark daar nie prysoorloë die maatskappye wil glad nie hê daar moet prysoorloë wees nie, want dit gaan tot nadeel van die maatskappye wees. So hier gaan jy sien dat die beheer oor die prys, produsente het aansienlike beheer oor die prys van hul produk, maar nie soveel as in 'n monopolie nie. So dit is waar daar's 'n klein verskil wat dit aanbetref met verwysing na jou prys. Dan soms kan oligopolie saamspan om pryse in die mark te beïnvloed. So omdat daar net 'n paar is, hierdie gedeeltetjie van die naam beteken 'n paar en hulle kan dan onder mekaar besluit dat hulle 'n sekere prys gaan vra. Wat natuurlik nie tot voordeel is van die verbruiker nie en daarom is dit nie goed indien hierdie sou gebeur nie. Dit is ook dan waar die mededingingskommissie sal inkom om seker te maak geen samespanning vind plaas nie. Dan as ons kyk na die vraagkromme of vraagkurwe, 'n oligopolie staar 'n geknakte vraagkromme in die gesig met twee segmente. Die een segment is waar dit baie relatief elasties is en die tweede segment is waar dit relatief onelasties is. Ons gaan ook later kyk na hoe dit sou lyk op 'n grafiek. Die boonste segment is relatief elasties, soos ek gesê het, indien jy dit bespreek, sal jy jou 2 punte ontvang. Ekonomiese wins of verlies. Oligopolistiese maatskappye kan ekonomiese wins maak op beide die korttermyn en die langtermyn, omdat hulle redelike mag het oor die prys wat hulle vra. Versperrings tot toetrede maak dit vir oligopolie moontlik om hoë winste te geniet, want daar is ook nie baie kompetisie nie. Dan met die besluitneming, en soos ek gesê het, in hierdie mark is die maatskappye almal besig om mekaar dop te hou. Dit is belangrik dat hulle ingelig is, byvoorbeeld as ons kyk na ons selfoonmaatskappye, dat hulle op hoogte bly van 'n verandering wat die ander maatskappye in die mark gaan begin, om dan nou, soos ek sê, die bestaande kliënte te behou of selfs potensiële kliënte te ooreed om hulle maatskappy se dienste te gebruik. So hierso die oligopoliemark word gekenmerk deur wederwysige afhanklikheid. Jy moet ook onthou dat jy dit moet makliker vir jouself maak. Hierdie is nie regtig die taalgebruik van wat 'n mens alledaags gebruik nie. So probeer die sinne so aanpas dat dit baie makliker is om te onthou. Interafhanklik word ook gebruik in van die notas en dit beteken hulle speel van mekaar af, bedoelende as die een maatskappy iets doen, sal die res reageer daarop. Dan het ons samespanning, iets wat gekenmerk word aan 'n oligopoliemark. Oligopolie ondernemings werk saam om mededinging te verminder. Dit is 'n baie belangrike punt wat hier genoem word. So dit is tot nadeel van die verbruiker, hoër winste te verdien en onsekerheid in die mark te verminder. Samespanning kan formeel, dit word kartelle genoem, of informeel prysleierskap. Prysleierskap is byvoorbeeld wanneer daar by 5 maatskappye is en een van die maatskappye is groter as die res, sal daar
tekens gegee word deur byvoorbeeld die grootste maatskappy wat dan vir die res van die maatskappye sal aandui om dieselfde te doen. Onthou, wat doen ons met 'n leier? Ons volg 'n leier. So dit is belangrik om dit ook in ag te neem. Dan soos ek gesê het, hier by nie-prysmededinging, hulle wil glad nie eintlik met pryse kompeteer nie. Daarom fokus hulle liewer op kom ons sê dienslewering, naverkoopdiens, daar is baie voorbeelde wat dit aanbetref. So, oligopolistiese firmas maak gebruik van nie prysmaatreëls om kliënte te lok en hul markaandeel te vergroot. Hulle is huiwerig om pryse te verander omdat 'n prysoorlog hul pryse sal laat daal en winste uitskakel. En dit wil, as jy die eienaar van so 'n besigheid is dit natuurlik iets wat jy gaan wil vermy. Maak ook seker hier is baie meer feite om by 26 punte uit te kom as ek nou so vinnig kyk. So wees bewus daarvan dat hierdie al die antwoorde is en jy moet werk na 26 punte toe. Hou maar altyd 1 of 2 feite in die sakkie wanneer jy byvoorbeeld 'n ander feit vergeet het jy 1 of 2 ander feite om op terug te val. Wees ook bewus dat in hierdie geval hulle moontlik kan vra om die grafiek te teken as in jou addisionele gedeelte en dan ook te bespreek waarom die oligopoliemark nie in 'n prysoorlog betrokke wil raak nie. Hierdie sal dan nou gevra word in afdeling B, sou ek sê. Ons het dit ook gesien in die September eksamen. Dan sluit ons af met die slot. Ons verwys na die hoofgedeelte toe. Oligopolie besighede slaag nie daarom om beide produktiewe en allokeringsdoeltreffendheid te bereik nie, aangesien hulle nie teen die laagste moontlike gemiddelde koste of teen die optimale uitsetvlak produseer nie. Goed, so dit is die gedeelte vir jou oligopolie. Dan skuif ons oor na ons volgende markstruktuur, wat die monopolie is. Hierso is dit ook belangrik en voor jy begin sou ek sê, ons weet nou al hierdie tyd van die jaar dat vir elke tipe markstruktuur jy 'n goeie voorbeeld moet hê en dit is hoekom ek ook voorbeelde genoem het by die volmaakte mark, soos die landbou mark en by jou oligopolie is dit jou kommersiële banke byvoorbeeld of jou selfoonmaatskappye, as ook in 'n monopolie gebruik ons dan nou Eskom is 'n baie gewilde voorbeeld en mono, onthou ek altyd is sole survivor of solo, jy is alleen. So hier in hierdie mark is daar slegs een verkoper. So ons begin met die inleiding hierso, wat dan nou ons definisie van die monopolie is. 'n monopolie bestaan waar daar net een verkoper van 'n produk is, waar die produk geen nabye substitute het nie en waar hindernisse tot die mark heeltemal geblokkeer is. Ons gaan ook later sien hoekom dit geblokkeer word en wat dit onmoontlik maak vir ander maatskappye om die mark te betree. Hierdie is 2 punte, ons beweeg aan na ons hoofgedeelte toe. En ons begin met aantal firmas. Die monopolis is die enigste verskaffer van 'n produk in die mark. Soos ek gesê het, hierso is die voorbeeld van De Beers en Eskom. Die monopolie verteenwoordig ook die totale bedryf. Dit beteken net dat hulle die hele industrie besit basies. En dit is hoekom hulle soveel mag het wanneer dit kom by pryse. Goed, ons het kyk na die vraagkromme. Die vraagkromme van 'n monopolis is die van 'n mark en dit loop skuins afwaarts van links na regs. So dit lyk soos 'n normale vraagkurwe. Elastisiteit is wel
ter sprake. Dit lyk na relatiewe elastiese vraagkurwe, wat beteken dit is steeds gebaseer op die wet van vraag, wat basies beteken, hoe hoër die prys, hoe laer die vraag, of hoe laer die prys, hoe hoër die vraag. So dit is waarop dit dan neerkom. Die vraagkromme van 'n monopolis is die van 'n mark, soos ek gesê het, van linksbo na regsonder. Vir elke bykomende eenheid, dit verwys nou eintlik na marginaal, né? Wat deur 'n monopolie verkoop word, is die marginale inkomste minder as die prys. Dus lê die marginale inkomste kromme onder die vraagkurwe. So daar is, vir my lyk dit amper asof dit 'n persoon is wat stap. Ons gaan later kyk na 'n voorbeeld van so 'n grafiek. Dan die aard van die produk. In elektrisiteit byvoorbeeld, soos ons vroeër gesê het, ons werk sommer met Eskom, so dan kan ons verwys na elektrisiteitsproduksie of verskaffing. Die produk is uniek en het geen nabye substitute wat verbruikers se keuse beperk nie. So hou dit maar asseblief in gedagte, ons weet dit is mos nou eintlik 'n model. Ons verwys na hierdie as voorbeelde. Ons weet, wanneer elektrisiteit byvoorbeeld te duur raak, kan ons sonpanele op die dak sit, wat baie duur is vir 'n huishouding, maar daar is wel ander opsies, maar hier sê hulle nou, het geen nabye substitute nie, want dit is 'n voorbeeld en 'n model waarna hulle verwys. Dit verminder die pryselastisiteit van vraag om die produk wat deur 'n monopolie besigheid verkoop word. Wat deur dit verkoop word. Hier kom ons nou by die prys en ons weet dat daar slegs een produsent is, daarom het hulle volle beheer oor die prys wat hulle vra vir elektrisiteit byvoorbeeld, so hulle kan basies vir die verbruiker sê wat hulle gaan vra vir die produk, dus is hulle 'n prysmaker. So dit is belangrik om daai term te onthou wanneer jy verwys na 'n monopolie. 'n Monopolie word as dit beskou. 'n Monopolie is in staat om prys te beïnvloed deur hoeveelheid te verander. Dus dit beteken dat wanneer jy, kom ons verwys nou na elektrisiteit byvoorbeeld, hulle kan die aanbod daarvan affekteer of beïnvloed, wat dan die prys sal beïnvloed. So hier verwys hulle na om die prys te beïnvloed deur die hoeveelheid te verander, maar beperk deur markvraag en die doelwit van winsmaksimering. Wanneer daar 'n skaarste byvoorbeeld is die verbruiker bereid om meer te betaal vir daardie spesifieke produk, soos ons wel sien as ons dink aan ons elektrisiteitspryse. Dan het ons wins. 'n Monopolis verdien 'n ekonomiese wins op die korttermyn en die langtermyn. Hoekom? Want die monopolie is 'n prysmaker. Die monopolie kan voortgaan om ekonomiese wins te verdien, solank die vraag na sy produk ongeskonde bly. Dit beteken dat daar nie 'n verandering in die vraag is van hierdie mark nie. Dan het ons marktoetrede, soos ons gesê het, dit is totaal en al geblokkeer, want dit in ons geval is dit ook 'n staatsonderneming, en dit beteken die regering wil glad nie kompetisie hê in hierdie mark nie. Dit beteken dit is geblokkeer. Ander produsente is nie in staat om dieselfde produk as die monopolis te verskaf nie, omdat daar hindernisse is wat hulle verhoed om die mark te betree. Daar kan jy ook verwys na patente of lisensiering, wat ook ander maatskappye uit die mark hou as voorbeelde. Hulle besluit om hul produksievlakke, soos ek gesê het, hulle kan besluit hoeveel van die produk hulle gaan produseer. Dus kan hulle die aanbod beheer
en dit het dan 'n direkte impak op die prys wat heel moontlik dan nou duurder vir die verbruiker sal wees. Word die hoeveelheid verkoop deur markvraag te bepaal. Deur die prys te verlaag kan monopoliste meer eenhede van die produk verkoop en omgekeerd. Ons kan dit sê want die monopolie se vraagkurwe is gebaseer op die wet van vraag. Daarom is dit van toepassing. Dit is blootgestel aan markkragte, soos ek sê, ons as verbruikers gaan nie altyd, ja, ons is afhanklik van elektrisiteit, maar wanneer dit te duur raak, gaan ons kyk om of minder te gebruik van elektrisiteit of dan nou 'n alternatief te gebruik. Hierso kan jy dan nou sien verbruikers het beperkte begrotings. So dit is hoekom dit ook dit is hoekom hulle ook 'n keuse sal uitoefen of hulle wel sal bly by hierdie tipe kom ons sê by hierdie tipe produk en dat Eskom bewus moet wees dat hulle nie buitensporige pryse kan vra nie. Goed, dan het hulle kan verbruikers uitbuit en dit sluit aan by die vorige gedeelte. Daar is altyd die moontlikheid van verbruikers uitbuit en dit beteken dat ons as verbruikers baie meer betaal as wat dit eintlik moet wees, omdat 'n monopolie mag het oor die prys, omdat 'n monopolist die enigste verskaffer van 'n produk is. Die meeste regerings neem egter voortdurend stappe om teen sulke praktyke te waak. So daar is wel organisasies wat kyk na hoe Eskom hulle prys verhoog en wanneer dit verhoog word, teen watter persentasie om ons as verbruikers te beskerm. Dit is wel baie duur. En as 'n mens dink aan huishoudings se uitgawes. Weereens, ons werk na 26 punte vir die hoofgedeelte. En dan sou ek sê ons gaan ook, daar is ook 'n groot moontlikheid dat die 'n grafiek gevra kan word in hierdie gedeelte van die addisioneel waar dit sou inkom. Daar kan ook gefokus word op natuurlike monopolie of kunsmatige monopolie. So dit is belangrik om te dink aan wat is die opsies wat gevra kan word in hierdie tipe lang vraag. Dan sluit ons af met die slot en ons verwys weer terug na die hoofgedeelte toe. 'n Monopolie slaag nie daarin om beide produktiewe en allokeringsdoeltreffendheid te bereik nie, aangesien hulle nie teen die laagste moontlike gemiddelde koste en nie teen die optimale uitsetvlak produseer nie. Goed, dit moet jy ook in gedagte hou van, en dit is 'n opsie wat gevra kan word as 'n lang vraag, waar ons nou byvoorbeeld van hierdie lang vraag met mekaar kan vergelyk. In hierdie geval vra hulle vergelyk die markstrukture van 'n monopolistiese mededinger met 'n oligopolie in detail. So ons het nog nie gekyk na die eienskappe van 'n monopolistiese mededinger nie. Ons het wel gekyk na 'n monopolie, maar nog nie gekyk na 'n monopolistiese mededinger nie. So hierso moet jy gaan kyk na en jy moet dit kontrasteer. Dit beteken jy moet dit met mekaar, jy moet sê hoe dit verskil van een markstruktuur na die ander. So ons begin met ons inleiding. Hier kan jy fokus op wat is 'n mark, net om dit 'n baie algemene inleiding te hou. 'n Mark is 'n meganisme wat kopers en die verkopers van goedere en dienste bymekaar bring. Daar is nog 'n opsie hierso. 'n Markstruktuur verwys na hoe die mark georganiseer is. So dit kyk maar na die eienskappe van elke markstruktuur.
So, kom ons kyk na die liggaam, die hoofdeel. Dit bly dieselfde, dames en here. Julle kan daar is die opskrifte spesifiek. Dit is nou basies ek gebruik die die akroniem, as 'n mens dit nou so kan sê, SPICE. Wat nou Engels is, maar ek glo dit sal help om vir leerders om dit te kan onthou. So waarop dit neerkom is as ek kyk na waarvoor elke letter staan, is sellers, price, information, control en entry and exit. So by die Afrikaans glo ek is daar ook 'n lekker afkorting. Ek gebruik sommer hierdie enetjie om my opskrifte. So daar is 1 2 3 4 5 opskrifte wat ek maklik gaan onthou en dan nou bespreek in hierdie spesifieke lang vraag. So aantal besighede, onthou, ons moet nou vergelyk met mekaar. So ons kan nie net een markstruktuur bespreek nie. So hier sal jy sien monopolistiese mededinge het 'n groot aantal verkopers. Hier kan ons 'n voorbeeld gebruik van 'n restaurante byvoorbeeld. KFC, Burger King, McDonald's en ek bedoel die lys is so lank omdat ons weet daar's 'n groot aantal verkopers terwyl 'n paar groot getalle verkopers 'n oligopolie mark oorheers, soos ons vroeër gesien het in die lang vraag van 'n oligopolie. Dan die aard van die produk, goedere wat deur besighede in 'n monopolistiese mededingende mark geproduseer word, is heterogeen. Dit beteken daar is klein verskille. As 'n mens nou dink aan 'n voorbeeld wat ek sopas genoem het, as ons kyk na Burger King en McDonald's en KFC, dan almal verkoop 'n hamburger of 'n burger dan nou. Maar daar is klein verskille. Dit is ook hoekom jy na byvoorbeeld 'n gunsteling het. En dit is presies wat daardie restaurant of wegneem ete restaurant wil hê. So dit is belangrik om dit in ag te neem. So heterogeen, daar is klein verskille terwyl produkte wat in 'n oligopoliemark vervaardig word of homogeen, dit beteken uniek of presies dieselfde of gedifferensieerd kan wees. So gedifferensieerd beteken daar is klein verskille. By marktoetrede, nou onder elke opskrif moet jy elke markstruktuur vergelyk. Daar is vryheid tot toetrede en uittrede in 'n monopolistiese mededingende mark, terwyl toetrede tot 'n oligopoliemark moeilik is. So daar is die verskil van hierdie twee markstrukture. Dan as ons kyk na beheer oor die prys, ons kry 'n enkelpunt daarso. En 'n individuele onderneming in 'n monopolistiese mededingende mark het baie min beheer oor die prys, omdat daar so baie verkopers in die mark is, terwyl 'n oligopolie besigheid aansienlik beheer oor die prys het. Dan is ons by markinligting. Inligting in beide die oligopolie en die monopolistiese mededingende mark is onvolledig. Onthou, ek het vroeër gesê 'n oligopolie en 'n monopolistiese mededinger val onder 'n onvolmaakte mark en daarom is die inligting ook onvolledig wat dit aanbetref. Ons het die vraagkromme. Ek wil ook net vir jou sê dat die verskil tussen 'n monopolistiese mededinger en 'n monopolie op die grafiek is slegs die wins. Mens kan dit nog steeds dieselfde gaan teken. Ek sal wel later dit deurgaan sodat 'n mens kan sien wat die verskil is oor die langtermyn van hierdie twee markstrukture. So die vraagkromme vir die firma in die monopolistiese mededingende markstruktuur is relatief elasties, so baie meer plat. So indien die prys verander, daar 'n redelike groot effek gaan wees
op die hoeveelheid wat aangevra word, terwyl die vraagkromme vir 'n oligopolistiese firma geknak is. In beide markstrukture is die gemiddelde inkomstekromme ook die vraagkromme. Dan as ons kyk na verskillende opsies hierso van wins of verlies, oor die langtermyn maak ondernemings in 'n monopolistiese mening normale wins, terwyl oligopolie ekonomiese wins in die kort en langtermyn verdien. Dan as ons kyk na ons besluitneming, in 'n monopolistiese mededingende markstruktuur neem elke firma onafhanklik besluite, terwyl ondernemings in 'n oligopolistiese mark as gevolg van wederwysige of net selfs interafhanklikheid mekaar se besluitneming beïnvloed. Hulle is heeltyd besig om mekaar dop te hou om te reageer as die een maatskappy is wel iets verander, enige iets anders as prys natuurlik, né? Ons wil nie in prysoorloë hierso gaan nie. Samespanning is uniek aan 'n oligopolie. So dit is die enigste mark waar ons dit aantref. So in die monopolistiese mededingende markstruktuur, soos ek gesê, daar is baie verkopers, so samespanning is onmoontlik wat dit aanbetref. Daar is te veel maatskappye om dit te kan doen, terwyl dit in 'n oligopolie mark moontlik is vir die besighede om saam te span, omdat daar baie minder is in die mark, so dit sou makliker wees vir 'n kleiner groepie om dit te kan regkry. Dan as ons kyk na prysmededinging of nie prysmededinging, terwyl oligopolie besighede prysoorloë vermy, hulle sal liewer op iets anders fokus as prys, jou bemarking, jou verpakking, dienslewering, naverkoopdiens, kan die monopolistiese mededinger met pryse meeding, as ons nou dink aan ons restaurante byvoorbeeld, om jou te lok na hulle. Hierso is dan weer eens die addisioneel wat hierso moet inkom. Onthou jou opskrif en dan die bespreking van die spesifieke vraag wat vir jou by 10 punte moet kry. Dan by ons slot, besighede in beide markstrukture versuim om beide, so hierdie slot word in 3 van die belangvrae gebruik. Is presies dieselfde as jy hierdie slot gebruik. Dit gee vir jou dan 'n totaal van 40 punte as jy addisioneel nou natuurlik ook bytel. En dan beweeg ons nou oor na ons onderwerp 7 wat markmislukking aanbetref. So hierso kyk ons nou na waar sekere dienslewering of produkte nie op sy optimale hoeveelheid gelewer kan word nie en hoe die regering dit dan nou probeer oplos. So, markmislukking is wanneer markte nie daarin slaag om goedere en dienste doeltreffend toe te ken nie. Dit kan byvoorbeeld sanitasie wees, dit kan skoon drinkwater wees. So dis belangrik om dit in ag te neem. Ons het dan ons hoofgedeelte waar ons begin met eksternaliteite. Eksternaliteite is koste en voordeel vir die derde party wat nie by die markprys ingesluit is nie. Goedere wat negatiewe eksternaliteite het, word oorgeproduseer omdat die koste vir die derde party nie by die markprys ingesluit is nie. En dan steeds eksternaliteite, goedere wat positiewe eksternaliteite het, word ondergeproduseer omdat die voordeel van die derde party nie by die markprys ingesluit is nie. Dan het ons ontbrekende markte, en hier moet 'n mens gaan kyk na wat is goed vir 'n mens, en wat hou voordeel in vir die publiek.
Markte is dikwels onvolledig in die sin dat hulle nie die vraag na sekere goedere kan voorsien nie. En ons sien in ons land dit, en natuurlik in ander lande, waar die regering moet gaan kyk na waar is 'n tekort aan sekere dienste of goedere, en dan moet beplan en begroot om daardie probleem op te los. Hier het ons dan openbare goedere, en dit is goedere wat deur die regering verskaf word. Hulle word nie deur die prysmeganisme verskaf nie, omdat produsente nie die goedere van wanbetaling kan weerhou nie. En daar is dikwels geen manier om te meet hoeveel 'n persoon verbruik nie. En dit is byvoorbeeld waar mense wat nou nie belasting betaal nie, hulle mag nog steeds gebruik maak van sekere goedere en dienste. Dan het ons meriete goedere. Hierdie is natuurlik 'n goeie kom ons sê maar produk. Dit het 'n goeie effek. Dit is goedere of dienste wat as nodig of voordelig vir die samelewing geag word. Dis nou iets soos onderwys, gesondheidsorg, wat 'n positiewe effek gaan hê op die publiek en op ekonomiese groei in die langtermyn. Hierdie is hoogs wenslik vir algemene welsyn, maar nie hoog aangeslaan deur die mark nie. En die mark verskaf dus onvoldoende uitset of aanbod. Dan het ons nie meriete goedere. Hierdie moet 'n mens eintlik hierso moet 'n mens 'n smiley face teken, want dit is wat ons wil hê en wat die regering natuurlik meer moet verskaf. Hierso by nie meriete goedere moet ons eintlik 'n sad face, jammer vir die Engels, maar sommer 'n sad face daar teken, dat ons sien dit is ook iets wat die regering eintlik wil hê mense moet minder van verbruik, en ons gaan nou kyk na die voorbeelde daarvan. So dit is goedere of dienste wat as sleg of skadelik vir verbruik beskou word. Daarom moet ons minder hiervan gebruik. En hier word voorbeelde genoem, alkohol, sigarette, word dan hier as 'n voorbeeld genoem. Daar kan jy sien word 1 punt toegeken aan hierdie voorbeeld. Goedere met gebreke lei tot baie sosiale koste. Daarom hef die regering sondebelasting of aksiesbelasting om die verbruik van sulke goedere te ontmoedig. Wanneer 'n mens nou dink aan die begrotingstoespraak wat deur die minister van Finansies gedoen word, meneer Enoch Godongwana, is hy besig om persentasies of sekere bedrae op alkohol en sigarette of dan nou elektriese rooktoestelle soos vape te belas, sodat mense minder daarvan moet gebruik of verbruik, wat dan nou skadelik is vir hulle gesondheid. Die mark is geneig om te veel gebrekkige goedere aan te bied, en daarom word hierdie sondebelasting gehef op hierdie produkte. Gebrek aan inligting. Wanneer inligting onvolledig of onakkuraat is, lei dit tot verkeerde besluite oor wat om te produseer, hoe om te produseer en vir wie om te produseer, en dan vind vermorsing van hulpbronne plaas. As 'n mens nou dink, as jy 'n besigheid begin, wat doen jy voor jy die groot besluit neem? Jy gaan marknavorsing doen. En dan gaan jy besluit, gaan ek voortgaan deur van my data te gebruik. Verbruikers weet dalk nie dat die prys van 'n produk laer is die van ander verskaffers of oor die skadelike uitwerking van 'n produk nie. Dan het ons ook hierso onbeweeglikheid van produksiefaktore. Onthou, ons is nou nog besig met markmislukking. So die aanbod van arbeid kan nie verhoog word nie as gevolg van die tyd wat dit neem om opgelei en opgevoed te word. As mens ook nou dink aan die proses van mense aanstel, jy adverteer, mense doen aansoek, jy nooi mense vir 'n onderhoud, dan
sif jy al jou kandidate en dan kies jy of jy stel iemand aan. Hopelik. En dan begin die opleidingsproses indien daardie persoon heeltemal nuut is in die industrie of dit is mos nou waar hulle moet aanpas by jou spesifieke maatskappy en hoe dit werk. Arbeid neem tyd om na nuwe beroepe en geografies te beweeg as gevolg van familiebande en lang tyd wat dit neem om vaardighede op te gradeer. Soos ek gesê het, en daarom fokus die regering baie op internskappe of in diensopleiding om daardie vaardigheidsvlakke op standaard te kry. Dan het ons onvolmaakte verspreiding van inkomste en rykdom. Dit is iets wat ook op internasionale vlak van Suid-Afrika op baie moet verbeter. En daarom gebruik ons 'n progressiewe belastingskaal om hierdie tipe goed aan te spreek, waar hulle noem die mark slaag nie daarin om te verseker dat almal gelyke toegang tot die uitset van ekonomie kry nie. So ons wil mense hê wat aktief betrokke is by die ekonomie sodat hulle voordeel kan trek. Ongelyke verdeling van inkomste word veroorsaak deur wisselende vaardigheidsvlakke en die vermoë om uitset te produseer. So hier wil ons seker maak dat ons mense in die regte rigtings kan stuur, universiteite byvoorbeeld waar hulle dan opleiding kry om te verseker dat die regte mense by daardie maatskappye aangestel word om effektief en produktief te kan funksioneer in daardie maatskappy. Dit bring ons dan aan die einde van die markmislukking waar ons 'n totaal van 26 punte het. Addisioneel dink ek is daar opsies van die grafieke wat hulle kan byvoeg van jou jou minimumloon, maksimumpryse, minimumpryse, subsidies, belasting. So daar is 'n hele paar opsies wat hier as 'n addisioneel gevra kan word. Dit was ook, as ek dit nie mis het nie, in die September eksamen. So ek dink dit is iets wat uitstaan as 'n gewilde vraagie. So hou asseblief dit in gedagte. Ek gaan later ook deurgaan van watter lang vrae is nog in spel vir die November eksamen. Dan sluit ons af met die slot. Die ontwerp van belasting of subsidie moet noukeurig oorweeg word om te verseker dat dit doeltreffend is om die markmislukking aan te spreek sonder om onbedoelde gevolge te skep. So ja, dit is alles goeie bedoelinge, maar 'n mens moet dink aan die groter prentjie wat vir die publiek spesifiek en wat tot hulle voordeel sal wees. Goed, so hier gaan ons nou begin met daardie grafieke waar 'n mens dan nou gaan kyk hoe die regering intree of inmeng soos hier genoem word as 'n gevolg van markmislukking met die hulp van relevante grafieke. So hierdie is 'n baie tegniese lang vraag. So wat ek sal voorstel is dat jy hierdie grafieke oor en oor moet gaan teken, dat jy dit inoefen. Maar soos ek sê, ek gaan dit nou verduidelik en na hierdie sessie glo ek, jy gaan met selfvertroue hierdie vraag kan beantwoord, indien dit gevra gaan word. Inleiding, markmislukking is wanneer die mark nie daarin slaag om voldoende hoeveelhede te produseer wat mense wil hê nie. Dit is iets wat die regering konstant nakyk en daardie probleem probeer oplos. Hierso het ons dan nou produksiesubsidie. Dit beteken dat die regering subsidies toeken sodat produksie moet verhoog. En hierso kan jy sien, 'n subsidie is 'n vorm van finansiële toekenning om die produksie van 'n produk of diens deur die regering te ondersteun, deur die koste van die produksie te verlaag. So dit is iets wat belangrik is, want ons wil hê dat die publiek
volkome aanbod moet ontvang, sodat daar nie tekorte is nie. Subsidies kan direk, dit is kontant toelaas of indirek wees, byvoorbeeld waardevermindering, byvoorbeeld. En hier kan jy sien dat sonder subsidie, en dit is belangrik om dit te sien, en dit is wat ook daar genoem word, die markprys daal van P na P2 en die hoeveelheid verbruik sal van Q tot Q1 toeneem as gevolg van die subsidie. En dit is presies wat die regering wil doen. So kyk weer mooi, kyk baie mooi na jou, hoe jy dit teken. Jy gaan natuurlik begin met jou vertikale en horisontale as. Jy gaan die byskrifte byskryf, moet ook nie net P skryf nie, skryf prys, hoeveelheid, en dan gaan jy begin met jou oorspronklike vraag en aanbodkurwe, met jou ewewig punt, markewewig, en dan gaan jy aandui watter effek jou subsidie het op die produksie van daardie produk. En hier kan jy sien, by die oorspronklike kurwes, is dit sonder die subsidie, en dan na die subsidie, wat dan hierdie area is, word daar dan meer geproduseer, want dit is wel wat die regering op die einde van die dag wil hê. Maak ook seker dat jy aandui dat hierdie byvoorbeeld A1 is, of hier kan jy skryf A1 en daar A2, maar die beweging van die aanbodkurwe moet aangedui word, sodat 'n mens kan sien watter effek het 'n subsidie op die grafiek en op die mark natuurlik op die einde van die dag. Grafieke tel 4 punte, so gaan kyk mooi. Daarso is 'n punt toegeken aan die oorspronklike ewewigspunt, en by B, wat dan nou die nuwe ewewigspunt is, en dan word daar ook punte toegeken vir die nuwe aanbodkurwe na subsidies toegeken is. Hou ook in gedagte, dit is om produksie te stimuleer. Die produsent kan voordeel trek uit 'n subsidie se winsverhoging, en die verbruiker trek ook voordeel uit 'n subsidie deur minder te betaal. Hierso, wanneer, en dit is my wenk spesifiek vir hierdie gedeelte, is om 'n voorbeeld te kry, as jy kyk na hierdie gedeelte van jou langvraag. As ons kyk nou na maksimum pryse, en moet asseblief nie, dit is so maklik om die mekaar te raak hierso. Maksimum pryse verwys dan 'n mens dink jy, jisse, maar dit moet mos nou 'n hoë prys of iets wees. Onthou, dit is jou plafonprys, en skryf dit hierby vir jou prysplafon. En dit is iets wat byvoorbeeld soos 'n stapel voedsel. So langs aan jou opskrifie, byvoorbeeld hierso, gaan skryf sommer by byvoorbeeld brood, dat jy dit die hele tyd in gedagte hou, en die regering wil hê dit moet bekostigbaar wees, dat almal met 'n vol maag ten minste gaan slaap in die aand. En dit is hoekom dit spesifiek gedoen word vir stapelvoedsel byvoorbeeld. So soms stel die regering die prys van 'n produk of diens teen 'n maksimumprys vas wat onder die markprys is. So, dit is ook hoekom ons dit 'n prysplafon noem. Hier sal byvoorbeeld, as ons nou dink aan 'n brood se prys, kan ons dit nou hierso gaan skryf. Kom ons sê onder normale omstandighede sal 'n brood 8 of kom ons sê R20. Ek weet nou dit is 'n bietjie hoog, maar ek bedoel brood kos deesdae R20, maar onder normale omstandighede, as slegs vraag en aanbod daar wisselwerking plaasvind, gaan ons byvoorbeeld, kom ons sê R24 vir 'n brood betaal. Dit is natuurlik
hier en almal in ons land sal nie dit kan bekostig nie. Daarom stel die regering meng dan in en stel 'n prysplafon vas. So dit beteken, onthou, 'n plafon is hier bo jou kop, né? So 'n plafon hou die prys laag. Jy kan nie verder as hierdie prys beweeg nie. So dis belangrik om dit in ag te neem. So, wat gebeur as 'n prys laer is van 'n verbruiker se perspektief? So die vraag sal natuurlik toeneem. So kom ons sê dit sou onder normale omstandighede R24 gekos het vir 'n brood, maar nou is die prys R16 byvoorbeeld. Dan gaan die vraag toeneem vir daardie produk wat nou in hierdie geval brood is. Die verskaffers of die produsente van die brood gaan nie so baie wol verskaf nie. Omdat dit goedkoper is. Onthou, dit is ook gebaseer op die wet van aanbod. Hoe laer die prys vir aanbod, hoe minder sal hulle wil produseer. Hoe hoër die prys van die produk, hoe meer sal die produsente wil produseer. So hier kan jy dan sien, wat ontstaan nou op hierdie mark deur 'n prysplafon hier te hê. Daar ontstaan 'n tekort. Hoekom? Want die verbruiker vra hierdie hoeveelheid aan. Wanneer jy dit in jou werkboek of folio blok oefen, sit sommer waardes hierby. Om dit vir jou makliker te maak om te verstaan en te onthou. So dit beteken teen 'n R16 byvoorbeeld in hierdie geval sal die verbruiker baie 'n groter aanvraag het vir jou produk, maar die aanbod sal verlaag. Dit beteken daar's 'n tekort op die mark. Dan as ons kyk na minimumlone, hierso is dit daar sal jy sien is 'n enkelpunt vir minimumloon en dan vir die woord minimumloon, dit beteken dat hierdie spesifieke loon wat dan nou vasgestel is, soos in ons land is dit, ek dink dit is R28 per uur, dit gaan jy hierso skryf. Jy gaan hierso skryf loonkoers en byvoorbeeld onder normale omstandighede sonder die inmenging van die regering sou die loonkoers byvoorbeeld R22 per uur gewees het. Toe het meneer Ramaphosa, ek dink dit was in 2019, het hy 'n minimumloon ingestel van wat natuurlik elke jaar verhoog word en dis tans R28. So dit beteken dit is bo die markprys. Hier is die kom ons sê natuurlike of organiese markprys. Dit gaan nie gevra word, dit gaan nie van toepassing wees nie. Dit sal R28 per uur wees. Dus jou vraag na arbeid gaan afneem want die werkgewer wil nie 'n hoër of so baie mense aanstel teen hierdie hoër minimumloon nie. Maar die mense wat aansoek doen of die werknemers, hulle wil natuurlik werk vir 'n hoër loon. Daarom is daar 'n groter aanbod teen 'n hoër loonkoers. Daar is dus ongelukkig dan 'n surplus. So hierso in hierdie area, hier kan jy so 'n bogie inteken. Hierdie area sal 'n surplus op die mark laat ons of dit is 'n surplus op die mark. Dit beteken ongelukkig dat werkloosheid gaan toeneem. So dit is die probleem met die vasstel van minimumloon. Kyk ook mooi waar die punte toegeken word. Ja, dit is belangrik om hierdie te gaan aandui dat die merker kan sien jy is bewus dat hierdie die minimumloon vlak is. Daar sal dan 'n addisionele gedeeltetjie nog bykom
vir 10 punte en ons slot in hierdie geval, soos ek gesê het, hierso sê die regering betrek homself direk by die mark wanneer die mark nie in die belang van die samelewing optree nie. So, al hierdie ingrypings is tot, wel, probeer hulle tot voordeel van die publiek instel. Nou kyk ons na die terminologie wat van toepassing is op hierdie onderwerpe. So hierso kyk ons nou na wat hulle sê van die volmaakte mark. Hierso het hulle gesê en soos ek gesê het, daar is die mededingingskommissie, die appelhof en ook die tribunaal. So kyk mooi na watter funksie elkeen van hulle verrig. So 'n instelling met die hooffunksie om bevele uit te reik, deur die mededingingstribunaal te hersien en hierdie bevele te bekragtig. Dit beteken die mededingingsappelhof maak seker dit word wel toegepas. Dan my nommer 2, 'n instelling wat ondersoek instel na beperkende besigheidspraktyke, misbruik van dominante posisies en samesmeltings. So, julle weet self, daar is maatskappye wat ander maatskappye oorkoop en dus amper soos hulle kompetisie elimineer en so meer dominant in die mark raak. En dan is ons nie bewus van sekere samesmeltings as verbruikers nie. En dit word gemonitor deur die mededingingskommissie. 'n Instelling met die hooffunksie om groot samesmeltings goed te keer, wanoptrede gevalle te bereg en bevele uit te reik oor aanmeldings wat deur die mededingingskommissie voorgelê word, is die mededingingstribunaal. Totale koste is meer as totale inkomste. Ons het dit gesien by die grafieke wat ons vroeër bespreek het. Dit is dan 'n ekonomiese onthou, totale koste, wanneer jy dit sien in die vraestel, onderstreep hierdie sleutelwoorde, koste is meer as jou inkomste, daarom kan ons sê dit is 'n ekonomiese verlies. Wins wat addisioneel tot normale wins gemaak word, dit is dan ekonomiese wins. Werklike besteding van 'n onderneming, byvoorbeeld lone en rente, is eksplisiete koste. So daar moet jy onthou, lone en rente. Ek sou sommer net lone, dit is 'n baie maklike voorbeeld om eksplisiete koste te onthou. Daardie punt waar die firma in staat is om sy koste te dek en slegs normale wins te verdien. Dit is jou gelykbreekpunt, waar jy wel kan voortgaan om handel te dryf, maar want jy dek jou kostes. Nommer 8, die bedrag wat deur die firma verdien word vir elke eenheid. Uitset wat verkoop word bereken deur die totale inkomste deur die hoeveelheid uitset te deel. Volgende enetjie is 'n soortgelyke of identiese produk. Dit is 'n homogene produk. 'n Waarde van insette wat deur entrepreneur besit word en in die produksieproses gebruik word. Dit is jou implisiete koste. Daarso moet jy sommer hier as 'n voorbeeld gebruik. Nommer 11, die produksietydperk waar ten minste een produksiefaktor vasbly, is die korttermyn. Die produksietydperk waar alle faktore kan verander, is die langtermyn. Die ekstra inkomste wat verdien word uit die verkoop van een addisionele eenheid. En daai een addisioneel, die marginaal verwys na daardie term. Marginaal beteken daardie addisionele eenheid, en in hierdie geval is dit marginale inkomste, want hulle verwys na daardie ekstra inkomste wat verdien word.
die uitgawe aangegaan om 'n ekstra eenheid te vervaardig. Weer, ons kyk na marginaal, want hulle verwys na die ekstra eenheid en ons gebruik dan die koste, want hulle sê dit is ons vervaardig mos, en as ons enigiets vervaardig, gaan dit vir ons uitgawe wees. 'n Instelling of meganisme wat kopers en verkopers van goedere en dienste byeenbring, dit is 'n mark, 'n manier hoe die mark georganiseer word. Dit is 'n markstruktuur, soos julle nou kan onthou as ons kyk na die volmaakte mark en onvolmaakte mark, het elkeen hulle eie unieke eienskappe. Dan het ons die minimumverdienste wat nodig is om te voorkom dat 'n entrepreneur die bedryf verlaat. Dit is normale wins. En dit is ook waar gemiddelde inkomste gelyk is aan gemiddelde koste. Nommer 18 het geen invloed op die prys nie. Neem pryse wat deur die mark bepaal word, en dit is soos die volmaakte mededinger, en dit is ook 'n prysnemer. Die mark stel die prys vas en hulle moet die prys aanvaar. Die onderneming sal sluit waar marginale koste of gemiddelde inkomste gelyk is aan die gemiddelde veranderlike koste. Dit is dan nou die sluitingspunt. Ek weet nie of daar dalk in julle notas verwys word as die shutdown point. Ek weet nie of hulle die Engelse term dalk langs aan skryf nie. Dit is die sluitingspunt. Dit is wanneer jy as eienaar nie verder sal kan funksioneer om 'n bestaan te maak met jou besigheid nie. Nommer 20, besighede verdien geld deur hul uitset te verkoop, word bereken deur die aantal produkte wat verkoop word, vermenigvuldig met die prys van die produk, en dit is dan jou totale inkomste. Die koste wat konstant bly ongeag die hoeveelheid geproduseer, dit is jou vaste, en ek wil eintlik vir julle sê, hier verwys ons nou na konstante koste. Gaan sommer hierdie gedeeltetjie uithaal. Konstante koste is die term wat in die nuwe handboeke gebruik word. So dit is dan konstante koste. 22, die koste wat oorbly, neem toe of verminder wanneer die geproduseerde hoeveelheid toeneem of afneem. Hierdie koste wissel met uitset. Dit is dan jou veranderlike koste. As 'n mens nou dink, jou seisoene verander en die hoeveelheid insetkostes of insette verander, soos ons nou deur die seisoene beweeg. Dan het ons 'n markstruktuur met groot getalle kopers en verkopers. Dit is 'n volmaakte mededinger. As ons nou oorbeweeg na die onvolmaakte mark, dit is nou waar ons monopolie het, ons het 'n oligopolie en ons het 'n monopolistiese mededinger. Nommer 24, wanneer daar net 2 oligopolieë in die mark is, dit noem ons 'n duopolie. So, maak 'n sterretjie langs hierdie enetjie. Ek dink dit was in die kortvrae van een van die vraestelle hierdie jaar. Dit is iets wat 'n mens baie keer onverwags in 'n eksamen sien. Dan nommer 25, produkte wat effens verskil in fisiese voorkoms, verpakking, diens of handelsname. Dit is 'n gedifferensieerde produk. Ek glo 'n mens kan ook hierso sê dit is 'n heterogene produk. 'n Groep produsente wat 'n formele ooreenkoms aangaan om saam te werk om pryse vas te stel. Dit is nie wat ons as verbruikers wil hê nie, aanbod en mededinging te beperk. Dit is 'n kartel en maatskappye doen dit tot voordeel van die maatskappy, en daar vind dus uitbuiting van die verbruiker plaas.
Nommer 27, 'n markstruktuur waar slegs een verkoper sake doen. En hulle gee dan nog inligting, dis soos die toegang is heeltemal geblokkeer. Dit is 'n monopolie. Nommer 28, 'n markstruktuur met baie kopers en verkopers waar toegang relatief maklik is. So tot hier klink dit eintlik na volmaakte mark, né? Maar dan sê hulle die volgende: maar die produk is gedifferensieer. Dit sê vir ons werk met die monopolistiese mededinger. Nommer 29, bestaan wanneer 'n klein aantal baie groot firmas soortgelyke of identiese produkte produseer en dit is 'n oligopolie. Nommer 30, dit kom voor in 'n mark waar sommige van die produsente en of verbruikers in staat is om die prys en hoeveelheid goedere deur 'n optrede alleen te beïnvloed. En dit is dan 'n onvolmaakte mededinging. So dis 'n baie algemene stelling hierdie. Nommer 31, kartelle word oor die algemeen deur die wet in die meeste lande verbied. So dit is teen die wet. Hulle bly egter nasionaal en internasionaal voortbestaan. Dan nommer 32, en dit is waar hierdie kan 'n mens ook by die monopolie inwerk. Dit gee die houer die eksklusiewe regte om 'n produk te vervaardig en dit is patentreg. Nommer 33, wanneer verkoper verskillende pryse vra vir verskillende produk vir verskillende groepe. Dit is prysdiskriminasie. Hier het ek voorheen genoem. As 'n mens nou dink aan sekere maatskappye in ons land, as jy 'n klein groepie het byvoorbeeld van 5, maar daar een maatskappy is wat relatief groter is as die res, dan sal hulle byvoorbeeld syne stuur aan die res van die maatskappye om dieselfde te doen as wat hulle doen. So hier sê hulle, wanneer een onderneming in die bedryf prysbesluite neem namens die hele groep oligopoliste. Wanneer twee firmas saamgevoeg word om 'n enkele firma te vorm, noem ons dit 'n samesmelting. Ons sê dus by 36 formele of informele ooreenkomste tussen twee of meer firmas om die mark te verdeel. Pryse vas te stel of produksie te beperk ten einde onbillike voordeel in die mark te verkry. Dit is dan nou samespanning wat hopelik gesien gaan word deur die kompetisiekommissie en aangespreek sal word. Hierso moet jy 'n sterretjie maak langs aan hierdie enetjie. Soms in 'n oligopolie sal 'n dominante firma die prys van 'n produk verhoog in die hoop dat sy mededingers dit sal sien as 'n sein om dieselfde te doen. Dit word verwys na as prysleierskap en dit sal wees stilswygende samespanning. Wanneer die mark die maksimum hoeveelheid goedere en dienste uit 'n gegee stel hulpbronne produseer, is dit produktiewe doeltreffendheid. Nommer 39, wanneer die mark die beste moontlike mengsel van goedere en dienste produseer, is dit toekennings doeltreffendheid of allokatiewe toekenning sou ek maar by bly is toekenningsdoeltreffendheid. Nommer 40, wanneer een firma 'n ander firma oorneem, hou daardie firma op om te bestaan. Ons onderwerp 7. Dis eintlik 7 as ek dit nou reg onthou. By markmislukking. By nommer 41 kom voor wanneer besighede nie die uitset van gegewe insette maksimeer nie. Toedelings of ondoeltreffendheid. Onthou hulle sê nie maksimeer nie.
'n metode wat gebruik word om die totale sosiale koste en voordele van alternatiewe projekte of beleggings te vergelyk, is die koste-voordeel-analise. Dit is wanneer daar gekyk word na wat 'n projek byvoorbeeld sal kos en watter impak dit gaan hê op die gemeenskap. Byvoorbeeld die bou van 'n hospitaal of skool. Daar moet dan sekere navorsing gedoen word om vas te stel of die projek moet voortgaan of nie. Nommer 43, die koste van 'n produk of diens wat deur die samelewing betaal word, dit word bereken deur die private koste en negatiewe eksternaliteite bymekaar te tel en dit sal dan jou sosiale koste wees. Die nommer 45, die regering gryp in om goedere meer bekostigbaar te maak. Dis 'n maksimumprys, so dit is onder jou markprys. Onthou, dis onder jou markprys, dis jou prysplafon. Nommer 46 kom voor wanneer die hulpbronne van die gemeenskap ondoeltreffend toegewys word. Dit is dan nou markmislukking, ook 'n algemene stelling in hierdie geval. Ons het by nommer 47 goedere wat die samelewing voel deur sy burgers verbruik moet word omdat dit die welsyn van individuele as 'n geheel verhoog. So dit is 'n goeie ding. Ons het vroeër gesê dis onderwys, gesondheidsorg en dit is meriete goedere. 48, 'n koste vir 'n derde party wat nie by 'n markprys van 'n produk ingesluit is nie. Die verskil tussen sosiale koste en privaat koste is negatiewe eksternaliteite. Nommer 50, dit is goedere wat die samelewing voel sy burgers nie moet verbruik nie. Ons het vroeër na alkohol en tabak verwys, dit is nie meriete goedere. Nommer 51, gebruik wat nie betaal om goedere te gebruik nie. Dit kan nie van die gebruik daarvan uitgesluit word nie. So, die feit dat iemand nie daarvoor betaal of belasting betaal nie, maak nie saak nie, die persoon kan steeds gebruik maak van daardie diens. Nommer 52, goedere wat die vrye mark nie verskaf nie, want dit het nie mededingende en is nie uitsluitbaar, is openbare goedere. Dit is byvoorbeeld goed wat die regering sal verskaf aan mense wat dit nie vir hulle self kan aanskaf nie. Nommer 53, dit verwys na die situasie waar hulpbronne nie hertoegewys kan word om een persoon of groep beter af te maak sonder om 'n ander persoon slegter af te maak nie. Maak 'n sterretjie langs hierdie stelling, dit is Pareto doeltreffendheid. Nommer 54, die voordeel verkry deur 'n derde party, dit is positiewe eksternaliteite. 55, die werklike koste wat 'n verbruiker betaal wanneer 'n goedere gekoop word, is privaat koste. Nommer 56, die voordeel wat 'n verbruiker kry uit die gebruik van 'n produk of die voordeel wat 'n produsent kry uit die verkoop van 'n produk is privaat voordeel. Nommer 57 kom voor wanneer besighede nie hulpbronne korrek toewys nie en goedere en dienste produseer wat verbruikers nie wil hê nie. Dit is produktiewe ondoeltreffendheid. Wees baie spesifiek wat hierdie aanbetref, dit is ondoeltreffendheid. Nommer 58, wanneer identiese goedere en dienste teen verskillende pryse aan verskillende verbruikers verkoop word, dit staan bekend as prysdiskriminasie. 59, onwettige mark waarin onwettige goedere gekoop en verkoop word of onwettige pryse gehef word. Dit het baie ontstaan in COVID wat ons nie regtig, ons wil glad nie teruggaan na daai tyd nie, maar daarso het onwettige
sigarette-mark het baie vinnig ontstaan gedurende daardie tyd. Nommer 60, wette wat deur die regering goedgekeur is, wat negatiewe eksternaliteite reguleer, wat deur die besigheid gegenereer word, is direkte beheer. Dan as ons nou kyk na die vergelyking van hierdie lang vrae, soos ek vroeër genoem het, onthou, hierdie is nou 'n tabel wat verwys na hoe 'n mens sal fokus byvoorbeeld hierdie vraag, waar ons vroeër ook hieroor gepraat het. So, wees bewus, hulle sê, enige twee tipes markstrukture. Dit beteken volmaakte mark of die volmaakte mededinger met die onvolmaakte of onvolmaakte met onvolmaakte markte vergelyk. So dit beteken dit kan monopolie en die volmaakte mededinger wees. Dit kan ook wees oligopolie wat vergelyk word met die monopolistiese mededinger. So hou dit asseblief in gedagte dat ja, elkeen van hierdie lang vrae is individueel, maar soos ons vroeër gesien het, waar ons dan sal vergelyk en dit sal slegs 2 wees. Hierso sien ons nou almal, maar hulle gaan slegs vir jou sê vergelyk 2 met mekaar. Daarom moet jy dan mooi gaan kyk na wat is die opskrifte wat jy sal gebruik, soos ons ook vroeër gesien het, jy kry punte vir elke individuele opskrif en dan die beskrywing daarvan as deel van jou lang vraag. So hierso sien jy 'n hele uiteensetting van al hierdie lang vrae, gaan soek vir jou gedeeltes uit hierdie tabel wat vir jou sal wat die maklikste vir jou sal werk. Soos ek vroeër gesê het, dit is regtig belangrik om goeie voorbeelde te gebruik saam met die bespreking van jou markstruktuur. Ek het gesê dis Johannesburg se effektebeurs. As jy verwys na jou volmaakte mark, ons kan ook goud of olie gebruik, kommoditeitsmarkte, want al hierdie produkte is identies en daarom kan ons dit gebruik. Dan het ons ook by ons monopolie het ons Eskom of DStv, petrol en olie, cellulair, ek sal liewers gaan vir jou selfoonmaatskappye. Jy kan ook jou ons kommersiële banke gebruik as voorbeelde. En dan laastens het ons monopolistiese mededingers en dit is waar ons kitskosplekke of restaurante gaan gebruik as voorbeeld. Dan net 'n wenk, leer alle konsepte, lees vrae in afdeling A noukeurig, antwoorde behoort uit te staan deur die middel van woorde in die vraag. Ek wil ook noem dat wanneer jy sukkel om te kyk en dis dalk iets waaroor jy twyfel, kyk eers en identifiseer die vraag of die stelling wat heeltemal verkeerd is. En so gaan jy dit vir jouself makliker maak om jou antwoord te kies. So jou onderwysers glo hierdie is van toepassing op en jou onderwyser het al reeds hierdie notas ontvang. So dit is belangrik vir julle om kennis te neem dat jou vraestel 1 op die 19de November afgelê gaan word om 9:00 die oggend en dan vraestel 2 op die 21ste November om 2:00 die middag. So dit is 'n middagsessie. Beplan ook baie goed vir jou vraestel en die studietye en gaan kyk mooi na wanneer jy watter vak skryf sodat jy sorgvuldig en goeie voorbereiding kan tref. Ek wil gou verwys na
Die volgende, byvoorbeeld by jou by mikro-ekonomie, en ek weet dit is 'n bietjie klein, maar luister maar soos ek hierdie verduidelik, by mikro-ekonomie spesifiek, daarso het hulle, is daar in Mei en Junie is die 3 verskillende ewigsposisies gevra, so dit val weg as 'n lang vraag, en as ook die oligopolie wat verlede jaar in 2024 gevra was. So dit beteken die res van daardie opsies, en dit is al wat ons al reeds gesien het hierdie jaar wat gevra was, is die volgende faktore lei tot die wantoewysing van hulpbronne in die mark. So gaan kyk mooi na watter langvrae of opstelvrae nog nie gevra was nie, en gaan som hulle op en maak dit vir jou maklik om te onthou vir jou eksamen. Net vinnig, ek weet ons is in die laaste 10 minute, ek wil graag die volgende net onder julle aandag bring, en dit is byvoorbeeld die grafieke vir die monopolie en monopolistiese mededinger, net om die laaste gedeeltetjie, sodat jy met selfvertroue hierdie grafieke kan teken as dit van jou verwag word. Hierdie is die monopolie, en dit is alles in jou nota, so ek wil graag net 'n paar goedjies vas lê, sodat, soos ek sê, jy met selfvertroue kan hierdie vrae beantwoord. En dit is die basiese waar jy gaan begin. En so jy gaan natuurlik begin met jou vertikale en horisontale asse. Jou dit is wat ek vroeër gesê het, die 2 bene wat lyk soos asof iemand stap. Dit is jou vraagkurwe, is die enetjie wat na die einde toe gaan van jou hoeveelheid as, en dit is dan jou vraag, dit is ook jou gemiddelde inkomstekurwe. Dan, as jy dit akkuraat wil teken, gaan identifiseer jy die middel van jou hoeveelheid as, en jy trek jou marginale inkomstekurwe na daardie punt toe. Die volgende stap is waar jy dan jou marginale, en hierdie wil ek graag hê, jy moet soos 'n regmerkie teken, Nike vir Mikey, en dit is dan ook waar die winsmaksimeringspunt toegeken word, is by E. Daardie lyn sal jy dan na onder toe verleng, wat die hoeveelheid sal wees, as ook boontoe, en waar daardie lyn kontak maak met jou gemiddelde inkomstekurwe. Die laaste kurwe wat jy dan sal byvoeg, is jou gemiddelde kostekurwe, en waar daardie kurwe dan deur jou winsmaksimeringslyn gaan, dit is dan wat jou koste sal wees van jou spesifieke produk. Ek het vroeër elektrisiteit gebruik as voorbeeld, so kom ons sê dit is nou heel, kom ons sê nou maar dit is R2 om jou elektrisiteit te produseer, en ons verkoop die elektrisiteit teen R3.50, dan is hierdie gedeeltetjie wat jy hier sien, is jou wins, ekonomiese wins. So elke grafiek begin jy dieselfde. Die kurwe wat jy dan anders gaan teken, jy sal nou sien, die gemiddelde kostekurwe wat dan nou die U-vormige kurwe is, dit sal dan nou verskil. As 'n mens nou gaan kyk na hierdie grafiek byvoorbeeld, dit is waar ons 'n ekonomiese verlies maak. Onthou, dit is oor die kort termyn, is waar jou gemiddelde kostekurwe bo jou gemiddelde inkomste is. Dit is belangrik om dan nou hier te kyk. Hierdie is wat jy verdien as jy die produk verkoop, en dit is wat jy dan nou sal spandeer
om jou produk te produseer. So hier is ons in die moeilikheid. Dit beteken hierdie area wat in grys is jou ekonomiese verlies, want hier is weer eens jou winsmaksimeringspunt, want jou marginale koste is gelyk aan jou marginale inkomste. Jy verleng hierdie lyn om met jou gemiddelde inkomste te sny, as ook te verbind met jou gemiddelde koste, sodat jy jou bedrag kan aflei om te bepaal of dit watter tipe wins dit is. Soos ek gesê, dit is in die kort termyn, want ons weet 'n monopolie maak altyd ekonomiese wins in die langtermyn. So die kort termyn is dit moontlik om ekonomiese verlies te maak. Dui ook asseblief altyd jou byskrifte aan. C is 'n baie belangrik hierso, want dit is jou winsmaksimeringspunt. Hierdie punt is waar die inkomste wat jy genereer, en hier by A is die koste wat jy sal moet dra om jou produk te produseer. In die langtermyn is hierdie die wins wat jou monopolie sal maak, en wanneer jy nou kyk na die langtermyn, sal jou monopolie ekonomiese wins maak. Dan my laaste 2 is waar ek wil verwys na die oligopolie. So 'n bietjie groter maak hierso. En dit is waar hulle verwys het na die geknakte vraagkurwe. So hierdie is die relatiewe elastiese gedeelte. Hierdie is jou relatiewe onelastiese gedeelte van jou oligopolie grafiek. Ek sou wel hierdie gedeeltetjie 'n bietjie meer regop teken, dat 'n mens kan sien hoekom 'n oligopolie nie in 'n prysoorlog wil gaan nie. So jy gaan begin deur jou geknikte kurwe te teken. Jy gaan jou ewewigspunt aandui by B, en dan gaan jy in jou verduideliking gaan jy sê hoekom 'n oligopolie nie 'n prystoename wil maak nie, en jy sal sien, kom ons sê wanneer jy die prys laat toeneem van 90 na R100, kyk gou-gou, dit is 'n baie klein prystoename, jy kan 'n pyltjie ook daar intrek, maar kyk wat is die effek op die vraag, en jy sal sien, die vraag verminder van 150 eenhede na 100 eenhede toe. So jy gaan nie hierdie prysverhoging instel nie. Dan gaan ons terug na ons ewewig toe, ons gaan terug na 90 toe. So as daardie scenario nie vir jou werk nie, want onthou, die verbruikers gaan hierso jou maatskappy verlaat en na die ander maatskappye toe gaan, want hulle is goedkoper. So dis 'n maklike besluit vir hulle. Dan as jy ook gaan kyk na hoekom sal oligopolie nie die prys verlaag van byvoorbeeld 90 na 50 toe nie. Nou ons werk weer van ons ewewig, want met so groot prysverlaging hierdie area kry jy slegs hierdie toename. So dit maak ook nie sin om hierdie te doen nie, want as jy jou prys gaan verlaag, gaan die kompetisie, jou kompetisie gaan dieselfde doen, want hulle gaan sien, ons wil nie ons verbruikers verloor nie, so ons gaan nou ook ons prys verlaag, en daarom is daar 'n klein verskil op jou vraagkurwe. En daarom sal die oligopolie liewer met enige iets anders as prys kompeteer.